amptelik bekend as sy majesteit se koninklike paleis en fort, is the Tower of London wat jy hier agter my sien, sekerlik een van die bekendste geboue in Londen en in die wêreld. In 1066 is hierdie geskiedkundige kasteel in gebruik geneem, en deur die eeue heen is dit uitgebou deur Richard I, Henry III en Edward I, deur verskeie generasies. So het dit natuurlik verskeie funksies en gebruike gehad deur die eeue. Dit was 'n koninklike woning gewees vir die koning en sy mense, om in veilig te wees en bewaar te wees. Dit was 'n bewaarkamer vir die wapenrusting, van waaruit hulle oorlog kon voer en onruste kon aanspreek. So was dit ook natuurlik 'n tronk gewees vir baie jare. Die Royal Mint het dit in die later jare gebruik as 'n hoofkantoor en ook as 'n bewaarkamer vir die koninklike juwele, wat jy vandag tog kan besigtig as jy 'n toer deur the Tower of London sou neem. Welkom by vandag se episode van Reis en Refleksie. Hierdie kasteel en hierdie Romeinse muur wat hier langs my staan, is 'n simbool van beide die mens se krag en kwesbaarheid. As ek en jy daaroor dink, en ons sou hierdie klippe of stene kon vra om vir ons te vertel wat hulle gesien het, sou hulle heel moontlik getuig het van oorwinnings, maar ook van nederlaag, van teleurstellings en van seer. So lees ek en jy in Johannes 17, waar Jesus sy disippels na God toe neem, en soos hierdie kasteel se mure mense vir eeue heen beskerm het, vra Christus God om sy disippels, sy kinders, sy volgelinge te beskerm teen die aanslag van die bose. Ons lees ook in Efesiërs 6, hoe Paulus sê ons moet die geestelike wapenrusting aantrek, om ons daagliks te beskerm en die geveg te voer. As ek en jy na hierdie tower kyk, dan word ons herinner daaraan, dat ons veilig is by God, dat ons vanuit God se nabyheid en God se beskerming die stryd van die lewe kan voer, en veral die geestelike stryd, wat ek en jy daagliks voer in gebed en in sy woord, waar ons leef in hierdie wêreld, dat ons kan tuiskom en veilig wees by God, dat God se fondasies ewigdurend is, en dat sy gees ons sal lei, ons sal rig en ons sal beskerm wanneer ons dit die nodigste het. Kom ons bid saam. Here, ons almagtige God en Vader, dankie Here vir u goedheid. Dankie vir u wêreld waarin u ons gebruik, maar Here, waarin u ons lei en beskerm. Help dat ons u lig sal skyn, dat ons deur u wapenrusting die stryd sal voer, nie tot ons eer nie, Here, maar tot u naam, in eer en verheerliking van Jesus Christus, ons redder en ons verlosser. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Gaan deel hierdie boodskap. En as jy weet van iemand wat hierdie beskerming nodig het, gaan deel dit met hulle en bring hulle tuis. Tot volgende keer. Totsiens.